Môre sê woensdagoggend. Dankie dat jy saam kuier. Ons selgroep het hierdie week stilgestaan by Spreuke 16 vers 9. En ek dink in die volksmond is die opsomming wat sê, die mens wik, maar God beskik. Is die kortste samevatting van hierdie vers. As ou dit lees in die 2020 vertaling, die hart van 'n mens, dis my denke, my wese, beplan my pad, maar die Here bepaal my voetstappe. Die message sê, we plan the way we want to live, but only God makes us able to live it. En dit was kosbaar vir ons om te ontdek, die lewensles, dat ek en jy beplan, maar dat God ons voetstappe kom rig. Hy bring ons by die bestemming waar hy ons wil bring. As ek vir 'n oomblik aan my eie lewe dink, ek het beplan om 'n siviele ingenieur te word. En ek was 3 jaar gevorderd in my studies. Toe die Here my voetstappe anders kom rig het. Terug na eerste jaar en my bediening toegebring het. Ja, ek het beplan om 'n goeie vriend van my sy 21ste verjaarsdag te mis. Ek kon dit nie bybring. Dit was in 'n ander dorp gevier. En op 99 het die Here my voetstappe verander. En ek het die 21ste verjaarsdag bygewoon. En ek het daardie aand my lewensmaat ontmoet. Die ma van my seuns. Die ouma van my kleindogters. So ja, die Here is aktief besig. Maak nie saak wat en hoe ek en jy beplan nie, maar hy kom en hy rig ons voetstappe. Die bestemming wat hy vir my en jou in gedagte het, dis waar hy ons bring. En dis soms moeilik. Ons ervaar ons eie menslike planne wat nie uitwerk nie. Ons ervaar dit as mislukking en ons het baie kere ontevredenheid na al daardie deeglike bepanning, en ek weet waarmee ek besig is, en ek het my studies geniet, en ek was in my 3de jaar, en 'n loopbaan was so naby, en ek was by die WNR, beershouer, en ewe skielik verander my planne, my voetstappe word anders gerig. Ek weet nie waar jy op die oomblik in jou lewe is nie. Jy kan dalk sê, ek sit in 'n aftreeoord, maar ek wil nie hier wees nie, dis nie hoe ek het beplan het nie. Jy kan dalk sê, ek sit by 'n maatskappy, maar regtig, ek het nooit beplan om hier te eindig en vir hulle te werk nie. So kan ons aanhou. Ons het baie planne, en ek dink hoe ouer ons word, is die realiteit hoe meer, maar my planne werk nie altyd uit soos ek dit uiteengesit het nie. Wat hierdie vers bring is 'n stuk rustigheid, en dit was die doel ook van Spreuke, om my wysheid te gee, om my lewensgeluk te bevorder, om my te bring by 'n punt wat ek God volkome kan vertrou vir die eindbestemming. Al is ek aktief besig, en ek moet aktief besig wees met die beplanning van die huidige lewenspad en waarheen ek dan dink ek gaan eindig. So vanoggend is ek dankbaar dat Spreuke 16 vers 9 weer my pad gekruis het. En ek kon terugkyk en ek kon sê, nie net in ons lewens nie, so duidelik in ons 3 kinders se lewens, toe hulle nog geswat het, as jong volwassenes, nou as getroudes, daai beplanning, en die Here wat die voetstappe rig, om hulle by 'n bestemming te bring wat hy weet die beste is. Dis kosbaar om te gaan ontdek. En ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen. Here, ons verstand werk oortyd, en ons planne is goed. En Here, soms is dit moeilik om te dink dat U my wil lei na 'n ander rigting. My plan is dan so goed. Moeilik om te vertrou, Here, dat U die bestemming kan verander. En Here, daardie afhanklikheid te kweek om te sê, Here, ek hoor U stem, ek gaan U leiding volg, ek gaan U toelaat om my voetstappe te rig. Lei ons elkeen op daardie pad, Here. Aktief besig
verantwoordelik besig met beplan, maar Here, met die openheid, laat die Here toe om die voetstappe te rig. Laat die Here toe om die bestemming te bepaal. Amen. Uitdaging vir die week, maak dit 'n doelbewuste keuse. As jy soggens opstaan, daai eerste gesels met die Here. Sê vir die Here, so lyk my dag. Dis waar ek beplan hierdie dag heen moet gaan. Maar Here, maak my gees wakker om die leiding te kan volg. As U vandag my voetstappe anders wil rig as wat ek beplan. Ja, wysheid is 'n wonderlike ding en ons vind dit in die Here se woord, besonder in die boek Spreuke. So as jy kan sien, begin, werk Spreuke deur. Daardie tekste wat vir jou besonders aanspreek, vat hulle, lees 3-4 ander vertalings en begin daarin delf om te hoor wat die Here vir jou rondom daardie lewenswysheid te sê het. 'n wonderlike week, mag ons Vader met jou wees.